Goeiemôre broers en susters, baie welkom by vanoggend se erediens, enige besoekers wat dalk hier is, ons is bly julle is saam met ons hier, baie welkom, en dan 'n besondere welkom aan ons orgelis vanoggend, Marie Konradi wat vir ons uithelp, baie dankie en baie welkom. Ons gaan begin met ons toetrede lied, gesang 338 verse 1 tot 4, en dan bly ons vir die foto in die seën staan, en dan sonder aankondiging daarna, ons lofsang, gesang 365 verse 1 en 3. Ons begin, ons voortgang en ons volëinding is in die naam van die God wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Yeah.
Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die sing van Gesang 239 vers 2 en 3. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 342 vers 1 en 2.
Gemeente, ons lees saam vanoggend uit 2 gedeeltes in die Markus Evangelie. Markus 1 vanaf vers 1 tot 8 en dan ook hoofstuk 11 verse 1 tot 11. Markus 1 vanaf vers 1. Die Evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed. Maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig dat die mense hulle moet bekeer sodat God hulle sondes kan vergewe en dat hulle moet laat doop. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek en gesê: Die een wat na my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Tot sover uit Markus 1 en dan Markus 11 vanaf vers 1. Toe hulle naby Jerusalem kom by Betfage en Betanië op die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels en sê vir hulle: Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê: Wat maak julle daar? Moet julle sê: Die Here het hom nodig, en hy sal hom gou weer hierheen terugstuur. Hulle het toe gegaan en 'n jong donkie by die ingang buite langs die pad vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het vir hulle gesê: Waarom maak julle die donkie los? Hulle het hulle geantwoord soos Jesus gesê het. Daarna het die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi, en party weer groentakkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voor hom geloop en die wat agterna gekom het, het uitgeroep: Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laatmiddag, toe hy en die 12 weer na Betanië toe teruggaan. Ons lees net tot sover. Elke mens wat die woord van die Here hoor, dit in sy of haar hart bewaar en ook elke dag daarvolgens lewe, is 'n gelukkige mens. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat ons U kan ken. Dankie Here dat U ons ken. Dankie dat daar 'n verhouding tussen ons kan wees. Dat ons met U kan praat, Here, en U ook met ons praat. Ons besef nie aldag watter onmeetbare groot voorreg en genade dit is om U ons God te kan noem nie.
om U ons Vader te noem wat vir ons sorg. Ja, Here, ons besef nie watter groot voorreg dit is om elke oomblik, enige oomblik, met U wat die almagtige God is, te kan praat nie. U is so anders as ons, U is volmaak, sonder sonde, heilig, almagtig. En ons is klein en nietige sondaar mense, bevlek met sonde. Daarom, Here, wanneer ons vanoggend voor U kom staan, aan U die lof bring wat U toekom, ons skuld voor U bely, dan nader ons tot U met versigtiging, want ons weet, Here, U is anders as 'n mens. Soos Moses moet ons skoene uittrek, want ons staan op heilige grond. Ons ontmoet die lewende God van hemel en aarde. Maar dankie dat U in genade U hande na ons toe uitsteek, dat U U kinders by U wil hê, want sonder U, Here, kan ons nie leef nie en kan ons nie bestaan nie. En daarom vra ons ook, dat U vanoggend met elkeen van ons wat hier is sal praat. Raak ons harte aan, Here, want U weet wat in elkeen se hart en gemoed aan die gang is. U weet waar daar blydskap is. U weet waar daar kommer is, hartseer, verlange. Wil U dit asseblief, Heer, vanoggend vat en iets daarmee maak. Ons bid ook vir hulle wat siek is. Hulle wat bekommerd is en, Here, ook die wat ver van U af leef. Wil U by elkeen wees. Wil U elkeen seën met U liefde en met U genade. Vergewe ons ook, Heer, vir die kere wat ons ongehoorsaam is en sondig. Dit bid ons in die naam van Hom wat tussen ons kom woon het en in ons plek gesterf het, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sing saam voor die prediking uit Gesang 354, daarvan die eerste en die tweede vers.
Markus 1 vers 3. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die pad vir hom reguit. Broers en susters, steeds wag ons om oor 'n paar dae die koms van die Messias te vier en te gedenk. Nie net die gebeure wat plaasgevind het in die geskiedenis nie, maar ook die betekenis van Jesus se geboorte vir ons bykans 2000 jaar later. Ons wag ook steeds vir die wederkoms. Vir die keer wanneer die Messias, Jesus Christus, terugkom aarde toe om sy kinders te kom haal. Ons wag. En ons weet nou al wat gebeur met 'n mens wanneer jy wag. Sommiges raak moedeloos, ander raak ongeduldig. Party mense raak geïrriteerd wanneer hulle wag. En ander kan doodeenvoudig nie wag nie. Dinge moet vinnig gebeur. Hoe wag 'n kind van God? In die eerste plek kan ons dink aan dit wat ons verlede week gehoor het uit Psalm 90 uit. Ons het die grootste troos daar gekry dat wanneer God se kinders wag vir iets, dan wag God saam met hulle. Sy kinders kan wag as mense wat voortdurend terwyl hulle wag, getroos word met die wete dat God by hulle is en dat hulle nie alleen is wanneer hulle wag nie. Maar tog leef ons in 'n wêreld wat stikkend is. Gebroke wêreld. En daarom gebeur dit in hierdie wêreld dat jou mensheid soms die oorhand oor jou kry. En dan raak jy moedeloos. Jy raak ongeduldig en geïrriteerd wanneer jy moet wag. Vir 'n kind van God beteken om te wag, nie om ledig te sit. Niks te doen, laat die tyd maar net verbygaan totdat die regte oomblik aanbreek nie. 'n Kind van God rol sy of haar moue op wanneer hulle wag en hulle raak besig. Besig met wat? In die woorde wat Markus aanhaal uit die profeet Jesaja, hoor ons wat dit is wat God se kinders moet doen terwyl hulle wag. Maak die pad vir die Here gereed. Maak die paaie vir hom reguit. Wanneer 'n mens van een plek na 'n ander beweeg en jy beplan jou roete, dan kies jy nie noodwendig altyd die kortste pad nie. Jy kies die beste pad. Jy kies die pad wat veilig is, die pad waar daar nie hindernisse op die pad of slaggate in die pad is nie, want al hierdie dinge maak dat jy stadig beweeg en dit is onveilig. Dit kan skade veroorsaak. Ek wil hê broers en susters dat ons vanoggend aan ons verhouding met God dink in terme van 'n pad. Op 'n paar plekke in die Bybel word die beeld van 'n pad gebruik om hierdie verhouding tussen ons en God te beskryf. En een van hierdie plekke waar dit so beskryf word, is in Hebreërs 10. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg of 'n pad wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader
met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Die mens se ongehoorsaamheid en sonde het hindernisse kom plaas op hierdie pad tussen ons en God. Daarom was dit nodig dat daar voortdurend 'n offer gebring word. Dat die priester dan vir hierdie mens intree by God, en wanneer al die voorskrifte rondom die offer in orde is, dan het die priester om vergifnis gevra vir hierdie persoon se sonde. En dan het hierdie persoon wat gesondig het en wat kom offer het, die boodskap gekry, sy sonde is vergewe. So word hierdie pad tussen God en mens oopgemaak. Die verhouding tussen God en mens word op so 'n manier weer heel gemaak. Oopgemaak en heel gemaak, totdat ons weer ongehoorsaam is. Weer sondig. En op so 'n manier weer 'n klomp hindernisse op hierdie pad tussen ons en God plaas. Hebreërs sê dit vir ons baie duidelik, dat Jesus Christus vir ons by God ingetree het, as ons eie hoëpriester. Namens ons het Christus nie net om vergifnis gevra nie, maar hy het ook ons skuld gedra. Hy is die een wat geoffer is vir ons sondes. En dan sê Hebreërs, dis nie nodig dat daar weer 'n offer vir julle sondes gebring word nie, want die volmaakte offer is reeds gebring. Jesus Christus. Deur te sterf aan die kruis, het hy die verhouding tussen jou en God heel gemaak. Het hy die pad tussen jou en God oopgemaak. En dit sodanig gedoen dat ek en jy met die grootste vrymoedigheid enige oomblik van die dag of die nag met God kan praat, na hom toe kan gaan, want hy vergewe ons in Jesus Christus. Dit gee egter nie vir ons die groen lig om te leef soos wat ons wil en te maak wat ons wil en te dink, maar God vergewe my in elk geval. Die volmaakte offer is in elk geval gebring. Ek kon mos maar leef soos wat ek wil. Ons mag dit nie so goedkoop maak nie. Want die verhouding tussen ons en God is heel gemaak met 'n prys wat vir God bitter duur was. Sy seun het met sy lewe betaal. Broers en susters, as hierdie pad tussen ons en God dan oopgemaak is deur Jesus se kruisdood en sy opstanding uit die dood, waarom sou ons nog die opdrag kry in Markus 1 en in Jesaja, maak die pad vir die Here gereed. Maak die pad vir die Here reguit. Die antwoord is dat hierdie pad tussen my en God soms toegroei. Soms vol slaggate is, wat hierdie pad onbegaanbaar maak. Elke keer, wanneer ek ongehoorsaam is aan die Here, wanneer ek my eie kop volg, maak wat ek wil en sondig, dan plaas ek 'n hindernis op hierdie pad. Daar waar ek dalk 'n dowe oor draai vir die woord van die Here en meen dat ek in elk geval eerder maak soos wat ek wil, as dat enige iets in die woord van God my maatstaf word vir hoe ek leef, dan plaas ek 'n hindernis op die pad tussen my en God, waar ek hoor hoe God se naam misbruik word, hoe hy gelaster word, en ek bly maar stil en besluit om die standpunt in te neem vir my geloof nie, want
Nou veroorsaak dit rusie of konflik. Plaas ek met my optrede 'n hindernis op die pad. Ek het vrede met die kerk. Ek kan by my huis Bybel lees en bid. Ek het op die internet die keuse tussen hoeveel eredienste wat ek wil kyk of wil luister. So ek besluit om nie kerk toe te gaan nie. Ek besluit om nie hierdie gawe wat God vir my gegee het, die feit dat hy my ook deel van sy kerk gemaak het, te gebruik nie. So plaas ek 'n hindernis op my pad. Maak nie erns met my doopbelofte nie. Want ek bring nie my kinders kerk toe nie. Terwyl dit een van die grootste geskenke is wat jy vir jou kind kan gee. En daardeur plaas ek 'n hindernis op die pad tussen my en God. Maak ek hierdie pad onbegaanbaar. En dan nie net tussen my en God nie, maar ook die pad tussen my kind en God. Nie een van ons is 100% gehoorsaam aan God nie. Nie een van ons is sondeloos nie. Dis hoekom dit nodig was vir Jesus om mens te word. Om in ons plek te sterf op Golgotha. Dis deel van ons menswees, dat daar op hierdie pad tussen ons en God hindernisse kom lê, wat ons self daar plaas. Wat moet ons doen, broers en susters, om hierdie hindernisse van die pad af te kry? Hierdie goed wat die slaggate op ons pad veroorsaak. Johannes die Doper gee die antwoord in vers 4. En dis die kern, die belangrikste deel van sy boodskap wat hy verkondig. Hy sê daar, bekeer julle. Nadat julle bekeer het, sê hy, laat julle gedoop word. En nou is dit belangrik, dat ons die doop wat hier genoem word, sal verstaan, in die agtergrond van die Nuwe Testament. Waar die betekenis van die doop bekering was. Wanneer ek myself bekeer het, en ons lees van hoeveel verhale in die Bybel, van my sondige lewe afsien en na God toe draai, dan word ek gedoop. En deur daardie doop bely ek, dat ek my bekeer het. Dat ek afgesien het van al die slegte dinge, en na God toe gedraai het, en gehoorsaam aan sy woord leef. Vandag plaas die kerk 'n ander klem op die doop, op grond van die belofte wat God aan die mens gemaak het. Die verbond wat hy met die mens gesluit het, waar hy gesê het, ek sal jou God wees, vir ewig en vir altyd. Paulus skryf in Galasiërs, dat die teken van die verbond nie meer die besnydenis is nie, maar dat die doop nou vir ons die teken van die verbond is. So wanneer ons hier in Markus 1 lees van die doop, dan is die bedoeling daar agter so 'n bietjie anders, as wat ons dit vandag sou verstaan. Hier in Markus 1, het dit te maak met bekering. As Johannes dus sê, bekeer julle, beteken dit nie net, dat ons sal besluit om dit te doen. En dan is dit afgehandel nie. Maar dat ons daadwerklik ook ons bekering gaan leef, deur elke oomblik aan God gehoorsaam te wees. Onthou, dat bekering ook nie iets is, wat ek een keer doen, of een keer met my gebeur, en dan is dit klaar nie. Bekering is iets wat elke dag gebeur. Dis iets wat sommige dae meer as een keer gebeur. Want bekering is elke keer wanneer ek besef, ek was ongehoorsaam.
Ek het teen God gesondig. Ek moet my wegdraai van dit wat verkeerd is en ek moet na God toe draai. Gehoorsaam aan hom leef, soos wat hy my kom leer het in Jesus Christus. Met bekering haal ek hierdie hindernisse op die pad tussen my en God af. Is daar niks op hierdie pad meer wat my kan verhinder dat ek by God uitkom nie. Terwyl ons wag, broers en susters, om die koms van Jesus Christus te vier, terwyl ons wag vir die wederkoms, het ons werk om te doen. En hierdie werk is om onsself elke dag te bekeer, om terug te draai na God toe. Paulus gebruik die beeld wanneer hy praat van bekering, van iemand wat 'n ou kleed, die sondige kleed uittrek en weggooi, en 'n nuwe kleed aantrek, wat skoon is. Ons kan dit weer vir mekaar sê, dat bekering nie net beteken dis 'n besluit wat ek neem nie, maar dat dit 'n lewenstyl word, dat ek my bekering gaan leef, 'n lewe wat pas by die oproep van Jesus Christus. Verloon jouself, wees die minste, ag ander mense en vir God belangriker as jouself. Wees nederig, vergewe, moenie boekhou van die kwaad nie, moenie onvrede veroorsaak nie, wees lief vir mekaar en help mekaar. Bewaar dit wat God vir jou gegee het, wat kosbaar is, jou geloof, dat jy deel van die kerk kan wees, jou broers en susters in die geloof. Neem standpunt in vir jou geloof, veral daar waar God se naam vandag so maklik en so gereeld misbruik word. Wees opreg wanneer jy die hindernisse op die pad tussen jou en God wil weg hê. Doen dit in die geloof, onder leiding van die Heilige Gees. Weet wat jy doen en bly daarby. Hou aan om vir God te vra dat hy aan jou die krag en die leiding sal gee om jou ongehoorsaamheid raak te sien en jou skuld voor hom te bely. Hoor hoe is die pad vir Jesus voorberei toe hy op die rug van 'n donkie in Jerusalem binne ry. Mense het groen takke op die pad gegooi. Hulle het hulle klere op die pad uitgegooi. En dan het hulle voor hom uitgeloop en agter hom aangekom en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid, wie se koninkryk aan die kom is. Oftewel, waarvoor ons wag. Prys hom in die hoogste hemel. En 'n paar dae later, wat roep hulle toe uit? Kruisig hom. En toe Pilatus vir hulle sê, maar ek vind geen skuld in hierdie man nie, toe skree hulle nog harder. Kruisig hom. Die groen takke en die klere op die pad, die lofsange aan Jesus as die koning, was net skyn. Dit was nie opreg nie. Want toe die skare die druk van die wêreld begin voel, toe sing hulle 'n ander deuntjie. Prys hom, verander toe, en kruisig hom. Besef ons broers en susters, dat Markus in hierdie gedeelte wat ons gelees het vanoggend, standpunt ingeneem het vir sy geloof, in so 'n mate, dat hy daarvoor gewaag het. Hoor hoe begin Markus se verhaal, wat hy vertel van Jesus. Die evangelie van Jesus Christus,
Die Seun van God begin so. En dan vertel Markus die verhaal van Jesus. Hy maak hierdie uitlating in 'n wêreld waar die Romeine met vrees regeer. Hulle het vrees as 'n instrument gebruik waarmee hulle regeer. In hierdie Romeinse wêreld het evangelie een van twee dinge beteken. Dit was of die goeie nuus wat in die Romeinse ryk versprei is, dat daar 'n seun vir die keiser gebore is, of dit was die goeie nuus wat in die Romeinse ryk versprei is, dat Rome 'n oorlog of 'n veldslag gewen het. Rome het die meeste mag. Jy kan niks daaraan gelykstel nie. Nou kom sê Markus, dis nie evangelie nie. Dis nie goeie nuus nie. Die geboorte van Jesus, dit is evangelie. Dit is die goeie nuus. En onmiddellik stel Markus dit gelyk in die Romeinse verstaan van evangelie. Daarvoor kon hy ter dood veroordeel word. In hierdie Romeinse wêreld het die Seun van God verwys na die Romeinse keiser. Daar is absoluut niks en niemand wat jy aan die Romeinse keiser mag gelykstel nie. Want dis die mens met die meeste mag. As jy dit sou doen, dan sou Rome reken jy wil 'n opstand begin. En ook dit was met die dood strafbaar. Nou sê Markus, julle dink, julle keisers is seuns van gode, as een seun van God, en dis Jesus Christus. Niemand anders nie. Kyk wat was Markus bereid om te waag, wanneer hy hierdie belydenis oor Jesus uitspreek. Hy het standpunt ingeneem vir sy geloof. God se kinders is besig terwyl hulle wag. Hulle werk terwyl hulle wag. Hulle sit nie ledig nie. Terwyl hulle wag, dan word hulle ook moedeloos. Want God se kinders is doodgewone mense. Terwyl ons wag, is God met ons besig. Vorm hy ons. Gee hy vir ons die krag en die genade om geduldig te kan wag op hom. Terwyl ons wag, kan ons ook dink, broers en susters, aan die troos wat ons verlede week gehoor het. Daar waar God se kinders wag, wag hy saam met hulle. Geliefdes, maak die pad vir Jesus na jou toe oop. Laat hom welkom voel by jou, deur met jou manier van lewe te gaan wys dat jy hom innig liefhet. Bekeer jou voortdurend en weet dat die wagtyd nie vir altyd sal aanhou nie, maar dat Jesus op pad is na jou toe, op 'n pad waarvoor jy ook die krag en die genade kry om jou kant te bring en daardie pad gereed te maak, om die hindernisse af te haal, want Jesus het reeds alles gedoen om hierdie pad oop en skoon te kry. Gaan maak vir Jesus die pad oop, terwyl jy vir hom wag. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons moet wag, want U is die een wat in beheer is van tyd. U is die een, Here, wat bepaal wanneer gebeur wat. En dis nie vir 'n mens om te weet nie. Ons wil vra dat U ons in ons swakheid sal bystaan,
Daar waar ons moedeloos word, waar ons soms geïrriteerd raak, Here, wanneer ons wag. Geef vir ons kalmte. Help ons om besig te bly, terwyl ons wag. Besig te wees daarmee, om die hindernisse van die pad af te haal, sodat ons by U kan uitkom, maar ook, Here, dat Jesus Christus in ons lewens kan inkom. Wil U hand oor ons hou in die week wat vir ons voorlê? Hou ons veilig, Here. Gee vir ons hoop. Dra ons met U liefde. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons slotsang is gesang 308. Ons sing daarvan al 5 die verse, en dan bly ons staan vir die seëngroet, en die wegseëningslied is dan gesang 313. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees.